Ek bedien vanoggend oor die hart van disippelskap. Disippelskap is iets wat baie na in my hart is. Dis iets wat ek glo, 'n groot, ek wil sê, nie net 'n onderwerp nie, maar wat eintlik die som totaal is van die evangelie boodskap in die Nuwe Testament. Die opdrag om te sê, gaan dan heen en maak disippels. Ons weet dit, ons hoor dit, maar leef ons dit? Laasweek het ek bedien oor vaderskap, die van julle wat hier was, en ek het in my boodskap het die Here regtig my gebring op 'n plek waar ek die vraag gevra het, is ons daar waar ons vaderskap in die kerk verstaan? Ja, ek is 'n vader, ek het 3 pragtige kinders, hulle is deel van my DNA, en ek is hulle pa. Maar die uitdaging was, is ek ook vir hulle 'n vader? Maar is ek nie net vir my eie kinders 'n vader nie, is ek ook 'n vader vir die koninkryk? Vaderskap is iets wat die kerk moet verstaan, want as ons nie gaan verstaan waaroor vaderskap gaan nie, dan gaan die kerk stagneer. Dis hoekom ek vanoggend die uitdaging na jou toe gebring het, gesê het, waar is die kinders waarmee jy 'n pad stap? Hulle moet hier wees. As ons nie besig is om te belê in die volgende generasie gelowiges nie, dan gaan die kerk stagneer en uiteindelik leegloop. Want die Here roep een en elkeen van ons tot vaderskap. Jy stap 'n pad met die Here, hy het in jou lewe belê en hy wil hê jy moet in 'n vriend, in 'n ander gesin, in iemand anders se lewe ook belê. En daardie persoon nader bring aan geestelike familie, sodat daardie persoon ook kan beleef wat jy beleef. En dis in essensie waaroor disippelskap gaan. Want om 'n disipel te maak, is om einduit 'n pad met iemand te stap. En in daai persoon te belê, tot op die punt wat daai persoon in ander se lewens kan belê. Nou om hierdie woord te bedien, die hart van disippelskap, het ek ervaar in my voorbereiding, ek moet met jou iets deel van myself. Van my eie pad, en die getuienis oor die mense wat in my lewe belê het. En ek wil jou daardeur aanmoedig en ek wil jou daardeur stuur. Jy het ook sulke mense. Maar jy is dalk so iemand vir iemand anders. En om nie te minag hoe die Here mense gebruik om in jou lewe inspraak te gee nie, maar hoe die Here ook jou wil gebruik om in die volgende persoon se lewe inspraak te gee. Ek gaan begin en ek gaan my getuienis deel en ek vertrou die Here dat hy deur sy gees met jou ook sal praat. Dat dit jou sal inspireer en dat jy ook op daai punt sal kom dat jy disippelskap verstaan, want ek deel dit aan die hand van disippelskap. Want ek glo wat in my lewe gebeur het, is deel van vrug wat ek glo. Disippelskap gebring het. Vaderskap gebring het. Ek is gebore 1979 en ek is eintlik gebore in 'n baie onstabiele huis, waar my ma en pa se huwelik nie goed gegaan het nie. Baie moeilik gegaan. Daar was 'n klomp goed in my huis en ek kan nie nou uitbrei noodwendig oor dit nie, maar my huis was nie stabiel nie. Uiteindelik op die ouderdom van 3 het my pa en ma geskei. My pa op daai stadium is ingeboek in Weskoppies, wat 'n psigiatriese hospitaal is, baie van julle ken dit. En my pa is geklassifiseer as 'n skizofreen. En vir die res van sy lewe moes hy op medikasie gewees het vir skizofrenie. Nou ek het die goed eers jare later besef en verneem, maar ja, dit was die huis waarin ek groot geword het. So die oomblik as daar 'n egskeiding in 'n huis gebeur,
kinders is betrokke, dan kom die vyand en hy kom met verwerping. En hy wil deur daai verwerping wil hy verwoesting in 'n huis en in die hart van daai kinders ook saai. Om te sê jy's nie goed genoeg nie. Jy sal nie eendag iets bereik nie. Waarheen is jy op pad? Maar so het die Here 'n plan gehad met my lewe. En ek onthou, ek was 6 jaar oud. Dit is nou interessant, baie keer mense dink 'n 6-jarige. Wat kan 'n 6-jarige weet van die Here? Maar ek onthou baie spesifiek as 6-jarige seun. Het ons op 'n Sondagmiddag, ons was in 'n tradisionele kerk, ek het geen prentjie van waar en wat daai tradisionele kerk was nie. Ons was wel in 'n tradisionele kerk. Maar op 'n Sondagmiddag, wat ek wel onthou, dan gaan speel ons op 'n parkie. En oorkant daai parkie is daar 'n Pinksterkerkie. En dan is daardie mense besig om die Here waaragtig te aanbid. Dan hoor ons hoe weer galm die lofprysing oor daai parkie. En my ma en my stiefpa, toe is my ma weer getroud, en ons besluit, ons gaan die Sondag daarna gaan ons by hierdie Pinksterkerkie besoek. En ons het ingestap in hierdie Pinksterkerkie, en ek onthou, dit was vir my die mees awesomeste belewenis van mense wat Jesus aanbid met hart en siel. Daar was 'n begeesterdheid. Hulle het hande geklap. Hulle het hulle hande opgelê en daai kerkie was volgepak met mense wat Jesus uit volle bors aanbid het. Niks is teruggehou nie. Nou ek het ingeval en ek onthou, as jy my persoonlikheid verstaan, ek het nie teruggehou nie. Ek het gegaan en ek was 6 jaar oud, ek het aanbid en ek het geprys en worship. Hierdie mense hande, ek het my hande in die lug opgesteek, ek het hande geklap en ek was heeltemal meegevoer deur die aanbidding in hierdie kerkie. Weet julle wat het gebeur? Die pastoor het die diens gestop, die lofprysing. Hy sê, wie is hierdie jong man? Hy roep my te vorentoe. Hy sê, hy moet vir ons kom wys hoe om te aanbid. Julle, dit was die eerste keer wat ek in daai kerkie was. Toe roep hy my vorentoe. En daar staan ek saam met hierdie pastoor en ek aanbid die Here. En daai dag is geprofeteer oor my, dat die Here roep my tot die bediening. Pinksterkerkie in Eastland in Pretoria. Ek het jare daarna teruggegaan na daai Pinksterkerkie. Ek was 25. Toe soek ek daai kerkie op, toe kry ek die kerkie en ek bel die ou wat die pastoor is. En ek sê vir hom, ek wil getuig teenoor jou. En hy was toe nie die ou wat toe, hy was die ou na hom. Hy het oorgevat by die pastoor wat daar was, seker 1985, toe ek tot bekering gekom het. Hy sê, ek is hier by Kolonade, ek ry toe om die berg na Kolonade toe, ek gaan drink 'n koffietjie met hom, ek sê vir hom, ek is vandag in die bediening, en ek wil jou gemeente honor. Vir dit wat julle gedoen het, om die evangelie na 'n 6-jarige toe te bring, en ek het my hart vir die Here gegee, en julle het oor my lewe geprofeteer, waar ek nie geweet het, in my situasie, my omstandighede, waarheen my lewe sou lei nie, en selfs in die jare wat daarop gevolg het nie, maar ek het hierdie woord gehad, dat die Here het my geroep tot die bediening. Hoe kosbaar. So het ek groot geword, en my ma is 2-3 jaar daarna, na ek tot bekering gekom het, weer die egskeiding. Hierdie keer het die man haar geslaan, hierdie keer was daar buite egteheid, my ma het swanger geword, en my jonger boetie is op pad, en my ma gaan deur die egskeiding, en die pa het haar ook gelos, en hier is ons alleen, ek en my ouwe broer, my ma wat swanger is, en hier is ons alleen, en kort voorlank is daar 'n volgende man op die toneel, 'n volgende potensiële stiefpa, en my ma het later weer getrou. Maar die journey wat ek na julle toe wil bring, is die journey wat die Here met my gestap het. Ek onthou, ek was 9 jaar oud, en elke keer, en ek sê altyd, ek skryf dit aan my ma toe, te midde van die seer waardeur my ma is, het my ma altyd vir ons gebid. My ma het ons geleer van Jesus.
Sy het altyd ons gevat na Jesus toe. Sy het altyd die skrif op haar kasdeure geplak. Oral in die huis het sy skrif gehad. My ma het baie seer beleef, maar my ma het ons aan die Here voorgestel. En sy het ons geleer om te bid, het ons geleer om in die woord tyd te spandeer. En toe ek 9 was, toe sê my ma, vandag gaan ons na 'n evangelistiese byeenkoms. En 'n man met die naam Don Lennard bedien. Van julle mag vir oom Don Lennard onthou. Hy het 'n kombi gehad waarop daar gestaan het draai of braai. Was 'n baie radikale evangelis, Don Lennard, en ons is by hierdie diens van oom Don Lennard, en hy bedien, ek kan nie eens onthou wat hy ooit bedien het, maar het was 'n kragtige woord, en aan die einde van die woord, toe maak hy 'n uitnodiging en sê, wie ook al wil uitkom, die vir genesing, hy het 3 uitnodigings gehad, vir nog iets, en hy sê, om deur die Heilige Gees vervul te word, kom uit. En ek onthou, ek is vorentoe, ek is 9. Ek wil deur die Heilige Gees gevul word. En Eugene Lennard, oom Don se seun, het vir my gebid. En ek onthou, hy het my hande opgelê en hy het vir my gebid en hy het gesê, Here, kom vul hierdie jong seun deur die Gees. En hy het my gevleis en hy sê vir my, hoor jy, ek gaan nou begin bid in tale. As jy voel die Here gee vir jou taal, go for it. Wat ook al jy ervaar, go for it. Hy het in tale begin bid en die volgende oomblik vloep, bid ek in tale. En Eugene Lennard gee 'n bladsy vir my in die hand wat ek vandag nog uitgee by ons Nuwe Lewe kursus, en op daai bladsy staan daar, wie is ek in Christus? En voor en agter op hierdie bladsy ritse en ritse skrifte wat sê, ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus, ek is die sout van die aarde, ek is die lig van die wêreld. En ek het gegaan en ek het die Bybel wat my pa vir my gegee het, gegaan en ek het elkeen van daai skrifte gaan inkleur in daai Bybel van my. Ek het dit gaan opswat. Ek was 9. En ek het daai bladsytjie gevat en ek het hom so dubbel en weer dubbel gevou dat hy so groot is. Hy was in my skoolsak van my hemp. Dat as ek by skoolpause 'n gap kry, dan maak ek hierdie ding oop, dan lees ek verder wat die Here vir my sê oor my identiteit in hom. En dis 9-jarige seun waarvan my ma toe al reeds deur 2 egskeidings is, begin die Here my te leer oor sy identiteit. Identiteit in Christus. En vandag is my fondasie in die woord het begin toe ek 9 jaar oud was. Jy gaan nie met my praat oor identiteit nie, want dit is ingeburger in my gees. Wie ek is in Christus. Toe ek 13, 14 jaar oud is, toe gaan ek hoërskool toe. My ma is toe getroud met daai volgende man. Hulle het ook 'n kind saam, my jongste boetie. Ongelukkig is dit so, dat daai huwelik ook omstrede was. Elke keer kom hier volgende stiefpa oor ons pad, en eerste jaar of so gaan dit goed, en dan gaan dit chaos in ons huis. Ek het baie seer gehad. Op 13-jarige ouderdom sit ek in die ontgroeningsklas, dan het 6 ontgroening in die saal, en ek sit, my van is Tron, en reg voor my, met die van Swart, sit Derrick Swart, en ek en Derrick ontmoet mekaar. Ons word pelle, en Derrick se ma en pa, oom Dawie en tannie Annemarie Swart, se huis, word my tweede huis. Ons het pelle geword, hulle het 4 seuns gehad, ons was ook 4 seuns. Behalwe dat sy ma en pa gelukkig getroud was, die oom was in die bediening, hy was die Technikon Dominee, daai tyd Technikon Pretoria, hulle het oor kan die berg van ons gebly, hulle het in Pretoria Wes gebly, ons het in Pretoria Tuine Claremont gebly. Maar ons twee het al twee by Hoër Tegniese Skool Pretoria Tuine opgeëindig, standaard 6. En hier sit ons agter mekaar. En ek ontmoet vir oom Dawie en tannie Annemarie Swart, en dit is die begin. Julle, ek was 13 jaar oud. Ek is vandag 45.
My verhouding met daai gesin is tot vandag toe so. Ek ken hulle wat is dit? 37 jaar wat ek in hulle lewens is. Hulle het my onoffisieel aangeneem as 'n seun in hulle huis. As dit moeilik gegaan het by die huis en dat ek weggehardloop, dan hardloop ek na Derrick hulle toe. En Derrick se ma en pa het vir my geleer hoe 'n man 'n vrou moet hanteer en hoe 'n vrou 'n man moet hanteer. Hoe 'n pa met sy seuns werk. Nie intentioneel nie, onintentioneel. Hulle het deur hulle voorbeeld my dit geleer. Ek onthou, dan slaap ek oor by Derrick, want ek is naweek op naweek, is vakansies daar, dan is as iets by die huis nie lekker gaan nie, dan is ek by Derrick hulle, dan vra die oom vir ons, hoe laat wil jy opstaan môreoggend? Dan sê ons, nee, ons moet swat, ons moet 6:30 opstaan, ons wil gou die werk deur gaan, 6:30 kom maak oom Dawie jou wakker met koffie in die bed. Dan is oom Dawie besig om tyd met die Here te spandeer, dan maak hy broodjies vir die gesin. As jy in die kombuis kom, dan sien jy daar lê sy Bybel, hy het met die hele tyd spandeer, hy het brood gemaak vir die gesin, hy het hierdie gesin gedien en op die hande gedra. Oom Dawie is 'n dienaar gewees, par excellence, tot vandag toe, lief vir die Here, die sout van die aarde. Daai man en vrou het my lief gehad, op die moeilikste tye in my lewe. Dan bel hulle na die huis toe, want is die pastorie gewees, dan antwoord ek die foon, dan sê die tannie aan die ander kant, waar is jou pa? Ek sê, ek roep my pa. Dan gaan roep ek hom. Oom Dawie, daar's foon vir jou. Want hulle was vir my soos ouers. In daai tyd, einde standaard 8, toe gaan my ma deur 'n rits van senuweeinstortings. En my ma is vir 6 maande in Vista Kliniek, waar sy voor haar uitstaar. Waar sy nie weet wat hom aangaan nie. My stiefpa op daai stadium verskreeu my ma in die hospitaal in ons teenwoordigheid. Dat die personeel moet inkom en ingryp. En vir 6 maande moet ek gaan bly by oom Dawie en tannie Annemarie. En ek onthou op 'n stadium, my pa op daai stadium was, vandat ek in standaard 6 was my pa in 'n rehabilitasiekliniek in Johannesburg, want my oupa hierso op Carino is oorlede, en my ouma, hulle kon nie meer na hom kyk nie. My pa sit in die rehabilitasiekliniek, waar ek die wonderlikste verhouding hier met my pa gehad het in laerskool, sit my pa tussen 'n klomp mal mense. En is bitterlik seer en pynlik vir my. En ek onthou op daai spesifieke dag by oom Dawie en tannie Annemarie, sit ek op die bed en ek begin te huil. Want ek besef my ma sit in 'n Vista kliniek. Sy weet nie eens wat hom aangaan. My pa is iewers anders. Here, wat gaan van my word? En ek sit en huil. En oom Dawie kom in, ek onthou, oom Dawie het my vasgedruk en saam my gebid. Maar niemand kon die seer in my hart aanspreek nie. Ek het my Bybel voor my en ek maak oop op Psalm 27 vers 10. Ek gaan dit sommer quoteer. Psalm 27 vers 10 staan daar: Al sal jou vader en jou moeder jou verlaat, ek sal jou nie verlaat nie. En die Here begin om die verwerping in my hart aan te spreek. Maar hy het mense gebruik om my lief te hê. Mense om hulle oor my toe te vou. Ek kan nie onthou of dit voor of na dit was, ek was 16 jaar oud, toe kom daar 'n nuwe predikant by ons gemeente. Ek was in 'n gemeente Garris gewees. En hierdie man, Fanie Boleers, hy is een van die medeleraars en hy bel my van 'n kerklys af. Hy bel my, sê vir my, Jacques, ek wil met jou 'n koppie koffie drink. Wanneer kan jy kom?
En ek kom en ek kom en ek drink 'n koppie koffie. Ek sal elke woord onthou van daai dag se gesprek. Waar Fani vir die volgende 20 jaar in my lewe 'n pad met my gestap het. Hy het my ingebring, dan sal hy my koffiekie drink en dan sal hy met my waarhede deel. Hy sal hoor, waar trek ek, hoe gaan dit, wat gaan aan by die huis, hoor jy, hier's 'n beginsel, hier's wat die Here met jou deel, hier's wat ek vir jou wil gee. Toe ek matriek klaar maak, toe die Here my roep tot die bediening, toe is die ou wat ek na toe gaan, is Fani, en hy bid saam met my, hy lei my, en so die Here mense oor my pad gebring. So hier was om Dawie en Anna Marie wat vir my 'n huis was. Fani Boleers was vir my 'n mentor. Want my eie ouers kon dit nie vir my wees nie. Die Here het mense oor my pad gebring. In my staan het 9 jaar, toe is daar 'n pel vir my wat op 'n uitreik wil gaan. Nou julle, ons het nie geld gehad in die huis nie, as ek hierdie goed noem, ons het barely survive. 'n Pel van my is op pad Malawi toe op 'n uitreik, hy sê, wil jy saam gaan? Ek sê, wel, ek gaan in geloof staan, dat ek kan gaan. En ek het in geloof gegaan, en die Here maak die deur oop vir my, om Malawi toe te gaan op hierdie uitreik. En ons het 3 dae moes ry met 'n bus, om by Lilongwe uit te kom, en ek onthou, ons het in Lilongwe gekom, die eerste aand van ons uitreik, en ons is 'n hele groep van soos 30, 40 mense, jong mense, wat op hierdie uitreik gegaan het, en ons is opgedeel in groepe, en ek sit in my groep, en daar's 'n ou met die naam Jakes, hy was 'n ex-gangster, hy is my groepleier, en hy begin, hy sê, goed, ons gaan profeteer, die eerste ou sit in die kring, en die eerste ou het in die kring gesit, en hy begin profeteer, ek check hierdie storie, so ek sê, ek is volgende. Ek sit toe in die kring, en Jakes begin te profeteer, en Jakes sê, die Here kom, en hy sê vir my die volgende, I rebuke that spirit of inadequacy over you, that tells you you're not able to accomplish anything in life. God is calling you as a leader of leaders. Hy roep jou as 'n leier van leiers. Hy roep jou om 'n aangesig tot aangesig verhouding met die Here te hê. Die van julle wat onthou Steven wat hier was 'n paar naweke terug, Steven en Effa het daai woord vir woord 'n jaar later weer oor my geprofeteer. En die Here stap met my 'n pad waar hy my begin oprig. Daarna het ek besluit, ek gaan nie meer ingenieurswese of dit of dat nie, want julle gaan dit nie glo nie, ek noem dit om die storie in te kleer, te midde van my huislike omstandighede, is ek elke jaar die doeksleerling in die skool waar ek is. En ek skryf dit toe aan die ding dat, by die huis was ek een persoon, in die huis het ek verwerping beleef, en ek moes heeltyd keer vir my wickets, en as heeltyd 'n geskreeu in my huis, en as heeltyd gebeklei in my huis. By die skool was ek iemand anders, by die skool het ek gevoel ek moet perform. Ek moet perform om almal te beïndruk. Ek moet iets van my lewe maak, ek moet uitstyg hieruit. So ek het 'n 93 na 95% gemiddeld gehandhaaf my hele skoolloopbaan. Maar by oom Dawie en Anna Marie se huis was ek myself. Ek kon ontspan. Ek kon iemand wees wat nie hoef te perform nie, wat nie hoef te keer vir my wickets nie. Ek kon net wees. Want hier's mense wat my lief gehad het vir wie ek was. Net soos wat ek is. As baie goed wat ek kan vertel oor hierdie journey. Uiteindelik na skool, na matriek, toe beklei my ma met my, sy jaag my weg van die huis af. Dus ek nou klaar met matriek, ek sê goed, ek gaan. En so die Here die plan en die journey bewerkstellig, daai stadium het net Fani en Dawie geweet waar ek is. Ek is toe uiteindelik 2 maande daarna, saam met 'n evangelis, met 'n mobiele huis en 2 karavane en tente, het ek gaan toer die land vol. En die Here het so die journey met my begin, tot die bediening. Toe daai jaar verby is, toe sê ek Fani, wat nou? Toe sê hy, gaan maak reg met jou male, gaan terug huis toe.
Jy kan nie iets vir die Here beteken in die toekoms en jy het jou verhouding met jou ouers laat skripbreek ry nie. Ek het teruggegaan en ek het gaan regmaak met my ouers. Ek het inspraak gevat van iemand wat my lief genoeg gehad het om vir my daai inspraak te gee. Toe ek 21 is, toe begin Fanie Cowan, waar ons voltydse jeugwerkers in skole geplaas het, en Fanie het 13 ouens oor die stad gaan handpick om hierdie bediening saam met hom te begin. En hy het my genade gesê, Jacques, wil jy vir die Here iets doen? En ek het toe in Tuine Hoërskool, waar my broer op skool was, ek was in Tuine Tegnies, het ek begin as jeugwerker in 2002. Ek was nog nat agter die ore, ek was nog arrogant, ek het nog nie baie geweet van die lewe nie. Ek dink vandag hoe die Here my vertrou, met die min wat ek geweet het, om te gaan en iets te doen, maar die Here het toch geweet. Ek het 15 jaar vir Cowan gewerk in skolebediening, uiteindelik, met Fanie, wat vir my rigting gegee het. Ek het 2 jaar na skool toe gaan bly, by oom Davie en Tannie Annemarie, en uiteindelik, toe ek daai jaar in Tuine Hoërskool klaargemaak het, toe is daar 'n roepstem van Groblersdal, en ek is Groblersdal toe, die jaar daarna. Niemand wou gaan nie. Ek sê ek sal gaan. Want daai evangelis het my geleer, why do something someone else can do or will do when there are things to be done that no one else can do or will do? Roeping. Why do something someone else can do or will do when there's something specific to be done that only you can do or will do? As iets wat net jy moet verrig, en jy moet dit gaan doen. En so het dit gebeur, dat ek Groblersdal toe, en ek is 'n jaar daarna Ermelo toe. Ek het in Ermelo gekom, en ek het besef, ek verstaan niks van disippelskap nie. In Ermelo, toe word ek deel van 'n jong volwasse bediening, en daar's 'n tannie met die naam Riekie Jansen van Vieren. En tannie Riekie het haar lewe opgeoffer vir jong mense. Sy het haar huis oopgestel. Ons is op 'n stadium 30 na 40 jong mense in haar huis. Hierdie vrou het ons begin teach, soos wat Jesus sy disippels geteach het. Sy het die woord vir ons oopgebreek, en sy het ons uit die woord uit begin leer. Ek was in die plaaslike skool, was ek 'n jeugwerker, en daai span het in my skool saam met my kom bedien. Maar hierdie tannie het my kom leer van disippelskap. Sy het my geleer van die opoffering wat dit vat om 'n disipel van Jesus te wees. Sy teachings het my geleer. Ek teach 'n teaching genaamd 7 eienskappe van die disipel. Dis tannie Riekie wat my dit geleer het. Toe ek hierdie week voorberei, toe bel ek vir tannie Riekie. Sit sy in Jeffreys Bay. Praat ons vir 'n 3 kwartier oor die foon. Daai vrou het vir 6-7 jaar intensief in my lewe belê en my geleer wat dit is om jou lewe neer te lê vir die koninkryk van Jesus. Ek het toe uiteindelik in Ermelo het ek my vrou ontmoet. My eerste 2 kinders is gebore in Ermelo. In Ermelo was daar was baie goed wat gebeur het. Daar was ook 'n man met die naam Rudy van der Berg. Rudy was in die NG Kerk. En ek en Rudy het skouer geskier en ons het begin om 'n tiener uitreik na Mosambiek te begin. Ons praat van 18, 19 jaar terug. Wat ons die eerste groep van 10 tieners gevat het na Mosambiek toe. En Rudy en ek het 'n pad begin stap. Rudy en sy vrou Krishna, lief vir die Here. Ons het vriende geword. Ons het alles saam gedoen. Ons het alles saam gedeel. Ek het in Ermelo begin my eerste huis gekoop. En toe moet ek 'n woonstel bou. Dan toe Rudy. En hy sê eendag vir my, okay, hy kan enigiets doen. Hierdie man kan van die bediening, ek sê hy's 'n cow whisperer, hy kan alles doen. Hy het my alles geleer. En op 'n dag toe doen ons plumbing vir hierdie woonstel. En van daar waar jy is tot hier is daar so 'n strook. Iewers hier
is daar 'n rioolpyp. Ons moet hom vind. En Rudy sê, vind vir ons asseblief die rioolpyp, ek en die seuns, hy 2 seuns, gaan so lank die pypwerk begin doen. En ek het 2 swartes gehad, hulle vir 'n hele dag gespit, en hulle het so diep gegrawe, hulle kon nie die pyp kry nie. Die dag daarna, toe is hulle nie daar nie, toe sê Rudy, kom ons spit. Maar kort voor lank moes hy aangaan met die pypwerk, ek spit 'n gat, waar ek uiteindelik so staan, toe ek die pyp kry. Staan ek so, toe vind ek die pyp onder in die grond. Toe kan ons die koneksie maak van my woonstelsel. Maar Rudy was die tipe ou, as ek in die moeilikheid is, dan kan ek op Rudy se knoppie druk. Ons het in daai huis ingetrek, 2 maande daarna, toe stroom ons huis oor. Toe dit reën, dus die water weglei nie goed genoeg nie, die water kom in die huis in, en die hele huis stroom oor, en ons het houtblokkies vloere wat ons moes herstel. En alle houtblokkies vloere is in gedrang. Dis 11:00, 12:00 in die nag, ek weet nie wie om te bel, ek bel vir Rudy. Hy en sy seuns en sy vrou kom, en tot 1:00, 2:00 daai nag maak hulle ons huis saam met ons droog. Rudy en ek het geleer wat dit is om werklike geestelike pelle te wees. Ons verhouding is nou 19 jaar sterk, waar ons nog steeds jong mense Mosambiek toe vat en hulle lewens omkeer. As ek 'n ou oorlog toe wil vat ek vir Rudy van der Berg saam oorlog toe. So gebeur dit dat ek op 'n dag met jeugbediening ry ek verby op pad Machado dorp toe. Ek het hierdie oom en tannie wat ek moet kontak. Hulle bly op Machado dorp op 'n plaas. Oom Isak en tannie Ingrid Taljard. Hulle het befondsing by Nkomati myn gekry en ons kan 2 jeugwerkers plant. Ek sal nooit daai dag vergeet wat ek hulle ontmoet het nie. Hierdie mense wat die liefde van die Here in hulle het. Ek was op daai stadium 22 jaar oud. Oom Isak en tannie Ingrid het my gesê, jy ry nooit weer hier verby. As jy nie oorslaap nie, as jy nie inkom vir 'n koppie koffie nie. En dit het 'n begin van 'n pad gewees waar ek nog geestelike ouers gevind het in oom Isak en tannie Ingrid Taljard. Oom Isak en tannie Ingrid het my voorhuwelikse kursus vir ons gedoen toe ek getroud is in 2008. Ek is 10 jaar getroud toe ek deur my egskeiding gaan. Soos die mense wat my toevou, Isak en Ingrid Taljard, Dawie en Annemarie Swart, Fanie Boleers, Rudy van der Berg. Dis die mense wat die Here om my gesit het en my toegevou het. En daai mense is vandag nog in my lewe. Toe ek vir Magte ontmoet, sê ek vir my vrou, ons moet in die kar klim, ek wil jou gaan voorstel aan mense. Toe vat ek haar na hom, Isak en tannie Ingrid Taljard, toe sê ek, hierdie oom en tannie ken my, voor ek getroud was, voor ek niks was nie, ek wil hê, jy moet hierdie oom en tannie ontmoet. Want hulle moet saam bid, oor is ons bedoel vir mekaar. Ek het by Rudy en Christina van der Berg gestop saam met Magte, en ons het gaan oorslaap, en gesê, ontmoet hierdie man, hy ken my, hier's 'n vriend van my, hy ken my, as jy iets wil weet oor my, vra vir Rudy. Daar's sekere mense wat in seisoene in jou lewe geplaas is, maar daar's sekere mense wat die Here in jou lewe geplaas het, end uit, wat jy end uit 'n pad mee moet stap. Daar's seisonale koneksies, maar daar's lewenslange koneksies. En deur die genade van die Here het die Here sekere mense in my lewe geplaas wat lewenslange koneksies is. Ek wil net so vinnig iets vertel. My grootste seer in die lewe was toe ek deur 'n egskeiding is. Dis van julle wat in hierdie gemeente was daai tyd. Maar ek was diep verwond. Ek het nie geweet wat om myself te maak. Het gevoel vir my identiteit is heeltemal haywire. Maar onthou julle die pad?
oor identiteit. En die gemeente sê vir my, Jacques, gaan sonder af. Kom iewers waar jy jouself vind. En in die weke, Jolala, jy sal goed onthou, waar my vrou uittrek, dus ek weg vir 3-4 weke. En Dawie en Anne-Marie het op daai stadium in George gebly, ek is na hulle toe. Hierdie mense wat my ken, vandat ek 13 jaar oud is. Ek het vir 3-4 weke by hulle gaan bly. Ek het ingestap in die huis, en ek het begin afpak. En Anne-Marie het vir my gesê, Jacques, ons ken jou, ons weet wie jy is. Moenie die leuns glo wat die vyand nou vir jou wil vertel nie. Kom ons herinner jou aan wie jy is. Kom ons herinner jou aan wat die Here in jou lewe gedoen het. Kom ons herinner jou aan die pad wat die Here met jou gestap het. As dit nie was vir daai mense nie, weet ek nie waar ek was vandag nie. Die Here het hulle oor my pad gestuur. Die Here het mense gebruik om in my lewe in te belê tot vandag toe. Wat sê ek vandag vir julle? Kerk is nie net godsdienstig nie, julle. As jy hier in die kerkbanke sit en jy sê, dis nou wat ek moet doen, ek moet op 'n Sondag 'n uur of wat kerk toe kom as my gewete gesis, dan mis jy heeltemal die punt. Want kerk is wat ek nou vir jou vertel het. Kerk is die mense wat die Here oprig om langs jou in te kom, wanneer jy down and out is, wanneer jy op 'n bed lê en voel die wêreld het jou verlaat, jou ouers het jou verlaat, wie gaan vir my sorg, waar daar 'n man kom en sy arms op jou sit en saam met jou bid, en die Here die woord oopbreek en sê, al sal jou vader en jou moeder jou verlaat, ek sal jou nie verlaat nie. Dit is kerk. Kerk is die vlak van verhouding wat jy het met mense, om 1000 kilometer ver te ry, en hulle ontvang jou op hulle voorstoep, en hulle sit met jou, en hulle embrace jou. Maar dis ook, toe Tannie Anne-Marie vir my 'n boek in die hand gee, daai dag, en sy sê vir my, ek sal dit nooit vergeet, ek lees hierdie boek, Liefde en Respek. Julle het my al hoor praat oor liefde en respek. Tannie Anne-Marie sê, kom ek leer jou iets oor die huwelik, wat jy dalk vandag eers gaan verstaan, aan die hand van hierdie boek. Kerk is die vlak van verhouding wat mense in jou lewe inspreek en vir jou die waarheid gee wanneer jy dit nodig het, omdat hulle lief is vir jou. Dis kerk. Is om jou huis oop te stel vir mense te sê, hier is ek, kom daag op, wanneer jy krisis het, is ek daar vir jou. Om in te spreek in mekaar se lewens en om verweef te wees in geestelike familie. Dis kerk. Dis nie om in 'n bank te sit en 'n preek te hoor nie, julle. Dis nog nie kerk nie. Dis 'n preek. Maar dis nie fellowship nie, dis nie disipelskap nie, dis nie vaderskap nie, dis nie lewensverandering nie. En dis wat my dryf rondom die koninkryk. Om te sien dat iemand se lewe omgekeer word vir die Here. Kom ons sluit die oë. Vader, mag U in hierdie oomblikke met ons almal praat aan die hand van 'n getuienis. Om te sê, Here, dat U ken ons harte, U weet van ons, U is bekend met al ons weë. U weet van elkeen van ons se journey, en hier sit mense wat 'n pad gestap het in die lewe, mense wat deur seer is, ek praat van egskeiding, hier's mense wat deur egskeidings is. Hier's mense wat 'n kind aan die dood afgestaan het, hier's mense wat deur pyn is. En U herinner ons vandag dalk net, kyk hoe ek jou gedra. Kyk die mense wat ek oor jou pad gestuur het. Kyk die deponering, die investering wat daar gemaak is in jou lewe. En mag U, Here, vandag ons kom toevou met U Gees en vir ons kom wys, U is terdee bewus van elkeen van ons. U weet waar ons trek, U weet wat in ons harte aangaan, U weet waarmee ons worstel, U is bewus.
Maar Here, ons is nie bedoel om alleen deur die lewe te gaan nie. Ons is nie bedoel om alleen te worstel nie. Ons is bedoel om in fellowship te staan. Ons is bedoel om mekaar se hand te vat. En as een van ons swaar kry, kry almal van ons swaar. As een van ons deur pyn worstel, dan is ons almal besig om daai selfde pyn te worstel. En hier wil met ons 'n pad stap, sodat ons in mekaar se lewens kan belê tot eer van u koninkryk, sodat ons nie alleen sal wees nie. En as daar een persoon hier is wat voel, ek voel geïsoleerd, dat jy daai persoon sal intrek in fellowship, in liefde, dat ons mekaar se rug kan toemaak in die gees. Want dis wat u doen. U maak ons toe. U vou ons toe met u liefde en ons eer u. Terwyl die oë gesluit is, ek het niks van hierdie beplan nie. Inteendeel, ek het 'n hele ander woord hierso. As jy sê Jacques, ek het 'n stuk seer, ek het 'n stuk verwonding, en terwyl jy praat, assosieer iets in my hart, en ek het vanoggend nodig om daai seer na die Here toe te bring, en te vra dat die Here my sal toevou met sy genesende hand, sy liefdesarms om my sal plaas. As dit jy is, nie net jou hand opsteek nie, asseblief. Ek wil vir jou bid. Steek net jou hand op. Dankie. 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 Kan ek groot asseblief vra daai mense, wil jy net staan nie? Ek wil net by jou kom staan. Staan gou net daar waar jy is, asseblief. Sal van ons mensies net by iemand gaan staan asseblief. Vou net jou hande om hierdie persoon en sê net vir die Here dat hy net deur sy gees kom. Sy toe. Dit is wat ek doen. Here Jesus, sal u deur die genade en die liefde ons kom toevou, Vader. Sal u deur die genade en die liefde vir ons wys dat al verlaat ons ouers ons, al gaan ons deur pyn en seer in die lewe, u los ons nie. U is daar vir ons, u dra ons, u staan ons by. U rig ons op. Daar is inderdaad niemand soos u nie. U is ons rots en ons vrede, u is ons Vader. En ek vra dat u genesende hand, die ontferming oor ons sal plaas in hierdie oomblik, dat u vir ons sal wys, vir elkeen van hierdie mense wat staan, dat u hulle lief het met 'n ontsaglike liefde, en u los ons nie. U los ons nie. U los ons nie. Want u genade is vir ons genoeg, Here. U krag word volbring in ons swakheid, Here. U sê in die woord in Johannes 16 vers 33, in die Amplified sê u, I have told you these things, so that in me you may have perfect peace and confidence. In the world you will have tribulation and trials and distress and frustration, but be of good cheer, take comfort, be certain and undaunted, for I've overcome the world. I've deprived it of power to harm you, and I've conquered it for you. Here, u het die wêreld oorwin. U het die wêreld oorwin. U het die weg gebaan vir ons om ook te oorwin. U genade is vir ons genoeg. U genade dra elkeen van ons. Lig ons op, Here. Vou ons toe met u liefde. In Jesus naam. Amen. Het enige iemand
iemand 'n Amplified Bybel hierso? Amplified? Iemand dalk? 'n Amplified Bybel? Iemand 'n Bybel app? Wat jy vir my kan oopmaak op die Amplified Classic Edition, Hebreërs 13 vers 5. Ek wil hom gou lees, as jy hom het, gee net gou vir my. Let wel, Amplified Classic Edition, Hebreërs 13 vers 5. Het jy hom? Het jy hom, Morney? Ja, maar myne is ook met die Amplified. Kyk hoe dit gestaan. Anders te klik hier op van voor jy sê Amplified die bo. Ja, goed, kyk. Ja, so. Daar sê Amplified Classic Edition. Die woord van die Here sê hierso: For he, God himself, has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, or relax my hold on you, assuredly not. So we take comfort and are encouraged and confidently and boldly say, the Lord is my helper. I will not be seized with alarm. I will not fear or dread or be terrified. What can man do to me? Ek het so klein Amplified Bybeltjie gekry toe ek 16 jaar oud was. So dik enetjie, so pers omhulsel. En hierdie versie is onderstreep in daai Bybel. Een van die skrifte waarop ek hierdie getuienis van my kon bou. Die wete dat die Here sê, hy sal my nie los nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Hy sal my dra. Hy is daar vir my. En ek wil sê die Here is daar vir jou ook. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied.